Dit gaan goed met die mens wat die Here uitgekies het en hom laat nader kom het om by mekaar te kom in sy heilige tempel. Geliefdes, genade, barmhartigheid, liefde en ook vrede vir u van God die Vader, Jesus Christus ons verlosser, en dit deur die wonderbaarlike werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe broers en susters, ons vra na die woord van die Here, na sy wil in elkeen van ons lewens, en daarom maak ons sy woord dan ook vanoggend oop. En ons lees vanuit die evangelies, vanuit die evangelie vanoggend, volgens die beskrywing van Lukas hoofstuk 15, lees ons verse 8 tot 10, en dit die gelykenis van die verlore muntstuk. Die gelykenis van die verlore muntstuk, Lukas hoofstuk 15, verse 8 tot 10. Liewe broers en susters, mag die Gees tot elkeen van ons spreek. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: "Wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer." Hier eindig ons skriflesing. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Kom broers en susters, kom ons verootmoedig voor die Here. Troue Hemelvader, u ken elke een van ons. U ken ons by die naam, ja, die wonder van selfs voor ons geboorte, het u ons al geken. Heer, dis vir ons te wonderlik om te begryp, maar tog is dit so 'n kosbaarheid om te koester. Die wete dat u ons verstaan in ons stryd, in ons tekortkominge, in ons wense, in dit wat in ons lewe vir ons onvervuld is, wat by ons vrees wek, ons bekommerd maak. O Here, u ken ons tog so goed. En ons wil u vra om ons daarin, o Here, te onderskraag en te steun. Sou u ons aansien, o God, vir die swakheid en vir die gebrokenheid wat daar beslis in elkeen van ons is, dan weet ons dis verby. Maar u ken ons as u kinders. U aanvaar ons so, u dra ons so deur. En u is die een wat telkens tot ons roep, wat ons wil naderbring, wat ons wil heel maak, wat ons al meer wil laat word, wat ons veronderstel is om te wees in Jesus Christus. Verloste, geredde, gelukkige, geheiligde mense in u naam. Laat dit, Here, met ons so al meer gebeur. Die stryd tussen ongeloof en standvastigheid, die stry ons. Maar Here, verander u ons en maak u ons nuut, sodat ons sal weet, u uitreikende hand, u liefdevolle roepstem, is ter wille van elkeen van ons wat so gelukkig is om u kinders genoem te mag wees. Kom dan nou nader, o Here, op grond van u groot barmhartigheid, en spreek tot elke een van ons. Laat ons nie net hoor nie, maar laat ons werklik luister. Laat ons inneem nie net met die oor en die verstand nie, maar raak u aan elke een van ons se hart. Dis die gebed van ons hart, om Christus Jesus ontwil.
Amen. Liewe broers en susters, die tema vir die prediking, maak die engele bly. Maak die engele bly. Watter hoogtes het jy al in jou lewe bereik? Dalk 'n rits van skoolprestasies, 'n dik pak sertifikate, medaljes en bekers, voor in die koor, op die top 10, deel van die aflosspan. En miskien dalk by jou werk ook al die trappies en die leer van bevordering geklim tot 'n bestuursposisie. Dalk gaan jy al met 'n das werk toe. En ook die wonder van kwalifikasies agter jou naam. Wat het jy al daar bereik? Diplomas, grade, pruikend agter jou by jou lessenaar. 'n Slim kop, iemand beskikbaar vir vuurpylwetenskap. En wat het jy op jou naam? Al daardie 4 wa, miskien 'n spesiale Fiat of 'n Ferrari. En ook 'n huis, 'n paleis, 'n villa, 'n woonstel by die see, 'n plot, 'n plaas. En wat het jy al in die bank gebêre? Jou eerste miljoen, dalk 2. Hard daarvoor gewerk. Mooi, dit hoort so. 'n Mens leer vanuit die woord van die Here dat die gawes en die talente wat hy vir jou gee, juis gebruik moet word. Maar gebruik moet word tot sy eer. Die gawes en die talente wat hy gee hy ter wille van die verheerliking van sy naam. Dit gaan dus oor al hierdie dinge wat ons in ons lewens bereik, oor Gods verheerliking. God vra dit van ons en hy vereis dit van ons. Die gelykenis, 'n ander een, nie een wat ons gelees het nie, die gelykenis van die goue muntstukke, leer ons meer hieroor. Veral as jy die ou vertaling, die 53 en die 33 vertaling hieroor lees, dan is dit die gelykenis van die talente. Van die baas, die eienaar wat weggaan en vir elkeen van sy werkers 'n sekere hoeveelheid talente gee. So mooi, almal kry nie dieselfde talente nie. Maar wat maak jy met jou talent? En dan onthou u dit, die wat daarmee gewoeker het, word deur die huiseienaar uiteindelik beloon met die mooi woorde as hy terugkeer en daardie talente het meer geword, die woorde wat sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Wonderlik dat mense met talente en gawes woeker. Maar het u al daaroor gedink? Het u so al daaraan gedink? Ons almal met al die goedjies agter ons naam. Het ons al die heel kosbaarste van alle prestasies moontlik behaal? Het u dit al reg gekry om een siel vir die koninkryk van God te wen? Een siel. Ja, dis goed en dit is geseënd as ons dit kan regkry om met ons gawes van die tydelikheid te kan woeker en te kan werk. Maar wat van die ewigheid? Die woord van God is hieroor ook duidelik. Daar in Markus hoofstuk 8, as die vraag gevra word, maar wat help dit jou as jy die hele wêreld as wins verkry, maar jy verloor jou lewe?
Wat help dit jou? Dan is hierdie lewe 'n spesifieke lewe, dit gaan oor gees. Jy verloor jou gees. Dit gaan hier dus oor die eintlike lewe. Dit gaan hier oor die ewige lewe. En soos wat die ou vertaling hom vertaal, dalk vir ons nog duideliker verstaanbaar as ons dit onthou, wat baat dit jou om die wêreld as wins te verkry, maar jou siel ly skade? Dit gaan oor die siel. Die siel wat in waarde nie naastenby kompetisie kan hê met al die ander prestasies van hierdie wêreld nie. Al die ander dinge wat behaal word, al die ander pryse, toekennings, gunste en gawes, weeg nie op teenoor die waarde van die siel nie. Wat help dit? Jy het die hele wêreld as wins. Die siel is die kosbaarste. Al die ander dinge, al die ander skatte en prestasies is van hierdie tyd. En selfs u en ek in hierdie gedaante wat ons nou is tydelik. Dit gaan verby. Maar die siel, die lewe soos wat hy in die nuwe vertaling Markus 8 vers 36 vertaal word, dis ewig. En liewe broers en susters, die gelykenis wat ons gelees het, handel hieroor. Maar gaan kyk gerus weer na hierdie teks, dan sien u daar is nie net een gelykenis nie. Daar is sommer 3 gelykenisse, wat die kosbaarheid van hierdie waarheid, naamlik die kosbaarheid en die belangrikheid van my siel, juis vir ons wil beklemtoon. Jesus vertel dus nie net een storie, een gelykenis nie. Hy vertel sommer vir ons 3, om te sê, so belangrik, liewe broer en suster, is u lewe, u asem, u gees, u siel vir die Here. Hy vertel die gelykenis van hierdie vrou wat 10 silwermuntstukke gehad het. En dan raak die een weg. Haar moeite is duidelik. Sy steek 'n lamp op. Sy vee haar hele huis uit. Sy doen dit sorgvuldig, soekend na hierdie een silwermuntstuk wat weg is. En dan lees ons, as sy dit vind, is sy so bly dat sy haar buurvrouens en vriendinne nooi om daar na haar toe te kom, om saam met haar oor hierdie guns wat sy teruggevind het, bly te kan wees. Ek het my muntstuk wat weg was, weer teruggevind. Die gelykenis benadruk die moeite wat sy doen. Sy steek 'n lamp op, sy vee uit, sy soek sorgvuldig. En die gelykenis benadruk die wonderlike blydskap wanneer sy hierdie muntstuk terugvind. En dit, liewe broers en susters, om vir ons juis te sê hoe belangrik en hoe kosbaar is die siel. Want Jesus vertel die gelykenis om uiteindelik in die heel laaste versie te sê, ek sê vir julle, net so is die engele van God vol blydskap oor een sondaar wat hom bekeer. Blydskap by die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En dit, liewe broers en susters, vertel die ander 2 gelykenisse wat ook saam met hierdie gelykenis staan, ons staan in die middel, presies dieselfde boodskap. Die gelykenis van die herder wat 99 skape los om een verlore een te gaan soek. En wanneer hy hom dan terugbring as hy hom gevind het, dan lees ons daar van groot vreugde. En die laaste gelykenis, die een net na die gelykenis wat ons gelees het,
Die gelykenis van die verlore seun. As daardie verlore seun, wat so van koers af was, wat sy erfporsie gaan uitleef het en uitgemors het, terugkom by sy pa se huis, dan sê sy pa welkom. Hy sit vir hom 'n ring aan die vinger. Hy hang 'n purper koningskleed oor sy seun se skouers. En hy sê vir die ander seun, gaan slag die vetgemaakte kalf, want jou broer is terug by die huis. Hy was weg en hy's terug. Hy was dood en nou lewe hy weer. Blydskap by so 'n pa en by 'n gesin, as daardie een wat terug is, by die huis arriveer. Hy was weg en is gevind. Hieroor, liewe broers en susters, sê Jesus, is die engele van God in die hemel met vreugde gevul. Hieroor is daar blydskap by die engele van God, as een terugkom, as een gevind word wat weg was. Ons as gelowiges sien baie keer ons eie pad, die pad van die geloof, as 'n alleenpad. My geloof is my saak. Ons besef nie altyd dat elkeen van ons 'n geloofsopdrag het nie. 'n Geloofsopdrag wat ons al mee te make kry as Jesus sy disippels roep. Hy roep hulle en hy sê vir hulle, los julle nette, die nette waarmee julle in hierdie wêreld vis vang. En hy sê vir hulle, ek maak van julle vissers van mense. Hy maak dit van elke volgeling van hom. Ons moet vissers wees, vissers van mense, u en ek ook. Ons moet mense kan vang vir die koninkryk van God. Is ons daarop ingestel? Ek glo nie. Dis mos eintlik maar die dominee se werk. Reken die mense. En daar is mos ook 'n kerkraad. Dis maar wat hulle veronderstel is om te doen. Dit is hulle werk. Mense sal sê, maar my saak is daarom reg met die Here. My saak is uitgesorteer. Wat het ek tog nou met ander uit te waai? Nee, nie as jy 'n visser van mense is nie. As jy 'n visser van mense is, dan gee jy juis om oor daardie mense. Dan is jy juis veronderstel om belang te hê by hulle. Ons is veronderstel om vissers van mense te wees. Die Bybelkenners praat oor die priesterskap van die gelowige. Ons het daarvan gesing in Gesang 5:2-4. Elkeen van ons is veronderstel om priester te wees. Dis elkeen van ons, daardeur bedoel hulle, het 'n opdrag, het 'n geloofstaak, 'n taak wat vir ons sê, elke ander siel is vir ons kosbaar, en ons almal saam moet poog om elke ander een te bereik. Dit is ons taak. Sou ons dus sê, dat ons nie begaan is oor daardie een verlore muntstuk nie, dan mis ons die essensie van kerk wees. Geleerdes sê, die verkondiging van die evangelie, met ander woorde, die uitdra van hierdie wonderlike heilsboodskap na almal, is nie maar net nog 'n taak van die kerk nie. Dit is die wese van die kerk. Met ander woorde, dit is die hart van die kerk. En dit is die hart veronderstel om te wees van elke lid wat deel is van die kerk. Dis veronderstel om die hart te wees van my en ook van u. Laat ons lamp opsteek, uitvee,
en soek. Daai munt wat kort is kosbaar. En as ons so geokkupeer is, alleen met die prestasies van hierdie tyd en van hierdie wêreld, dat ons glad nie begaan is oor daardie verlore muntstuk nie, dan kan dit ook wees dat dit ek is wat daardie verlore muntstuk dan is. Amen. Broers en susters, kom ons dank saam. Troue Here, laat U ons oë oopgaan. Laat U tot die diepste van elkeen van ons spreek en in en deur ons werk. Laat U ons, o Here, toerus en bruikbaar maak om werklik waar lig in 'n donker wêreld te bly wees. O Here, ons kyk vas baie keer in ons eie onvermoë. Ons word baie keer gekortwiek deur dit wat in ons eie gemoed nie uitgesorteer is nie. Maar maak ons bekwaam, maak ons bereidwillig. Gee vir ons vlerke van geloof, waarmee ons kan uitstyg en opstyg, waarmee ons kan vlieg, om ander met voorbeeld en met woord te kan bereik. O Here, miskien is dit juis die wonder van die vroeë Christelike kerk, van elkeen wat gegloei het, wat geglinster het, wat gebrand het vir die evangelie, en sodoende in samewerking 'n kompanie, 'n bataljon gevorm het, wat die evangelie kon uitdra, wat werklik waar aan mense geraak het, vir mense hoop gegee het. Laat ons dit steeds wees. Laat ons besef, elke een van ons, o Here, word geroep vir hierdie taak. En as ons miskien huiwer om 'n woord te spreek, dan vra ons U nabyheid. Ons vra dat U weer, o Here, ons bekwaam sal maak. Dat U vir ons met die getuienis van dade, met ons optrede, met ons bereidwilligheid van voorbeeld, o Here, so verander, sal uitstaan, om hulle ook te laat besef, die pad saam met U, Here, is die pad van verlossing, die pad van dankbaarheid, die pad van blydskap, die pad van vreugde. Gee dan, Here, dat ons vanuit hierdie tyd en hierdie wêreld, daar in die wonderlike van die hemelse 'n verskil kan maak. Rus ons toe en maak ons bekwaam om die engele bly te maak. So help ons, Here, in Jesus se naam. Amen. Die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus, ons Here, deur die troostvolle werking van die Heilige Gees, is by elkeen van ons. Amen.